Jy sal nou onthou, ons het 'n vorige keer begin praat oor Handelinge 1 en hoofstuk 2. Jy sal nou onthou, ons in die gedeeltes gelees het van die Heilige Gees wat uitgestort is op die aarde en hoe die disippels toe in tale begin praat het en hoe hulle daar in die strate van Jerusalem begin getuig het van die groot dinge wat God gedoen het. Nou, vanmiddag kyk ons 'n bietjie verder na hoofstuk 3. As mens nou 'n opskrif vir hierdie hoofstuk 3 in Handelinge moes gee, sou mens waarskynlik iets kon sê soos van die wonderwerk van genesing. Ons lees in Handelinge 3 hoe Petrus en Johannes een middag op pad was na die tempel toe om te gaan bid. Nou staan daar spesifiek, dit was die gebedstyd. Dalk moet mense nou net vir so 'n oomblik hier stil staan om te verstaan waarom dan nou juis hierdie gebruik van bid. Hou nou in gedagte, toe die eerste Christene in Jerusalem begin klein gemeentetjies vorm, het hulle aan hulle self gedink as 'n tipe Jood. En daarom het hulle heel gemaklik voortgegaan met die Joodse gebruike. Die Joodse kultuur het vasgestelde tye op die dag wanneer almal dan nou in die tempel bymekaar moet kom om God te aanbid. So logies dan nou dat hierdie eerste Christene wat oor hulle self en ja, die ander Jode in Jerusalem het ook maar gedink, hierdie Christene is maar tipe Jode. Daarom was almal gemaklik dat hierdie Christene nou ook in die tempel sal kom aanbid. En nou lees ons, is Petrus en Johannes een middag juis op pad tempel toe om God te aanbid. By die tempel aangekom, kom hulle toevallig daaraan, terwyl 'n sekere familie in Jerusalem ook 'n manlike familielid daar by die tempelpoort kom neersit. Hierdie manlike familielid is verlam. En nou lees ons dat hy van geboorte af lam was. So by die 40 jaar sluit die hoofstuk af, was hierdie man verlam. Nou, Petrus en Johannes kom hierdie man teen. Mense sou nou wonder, maar waarom sou hierdie verlamde man nou daar by die tempelpoort staan? Mense weet dat in die Bybelse tyd, net soos vandag, het mense maar staat gemaak op dat kerkmense, gelowiges, mense wat God dien en aanbid, dat hulle tog ook 'n hart van barmhartigheid sal hê. En daarom het familielede dan nou hierdie verlamde man daar by die tempelpoort kom neersit, met die hoop dat as die mense uit die tempel uitkom, dat hulle dan in barmhartigheid so ietsie, 'n almoes vir hierdie verlamde man sou gee. Petrus en Johannes dan egter by hom kom, dan het hy dieselfde verwagting, dalk sal hierdie vriendelike mense ook vir my dalk 'n almoes gee. Maar Petrus draai na die man toe en hy sê vir hom, geld het ek nie. Dit lees ons in vers 6. Baie duidelik, geld kan ons nie vir jou gee nie, dit het ons nie. Maar wat ons wel het, dit gee ons. En dan steek Petrus sy hand uit na die man en sê vir hom, in die naam van Jesus, staan op en loop. En dan lees ons die wonderwerk, die man se enkels en knieë en bene word sterk en onmiddellik kan hy loop. 'n Wonderwerk gebeur. En onmiddellik is hierdie man so opgewonde, hy jubel en juig en druppel van opgewondenheid, al agter Petrus en Johannes aan in die tempel in, om daar verder vir God te gaan dank en dalk ook te luister wat Petrus en Johannes dan daar binne doen. Die volgende oomblik lees ons dat Petrus en Johannes in die tempel is, waar al die Jode dan nou vir die gebedstyd bymekaar is, en Petrus begin daar 'n preek afsteek. Ja, en dit lok talle mense. Waarskynlik het die mense gewonder, jong, daardie man wat ons nou gesien het, buite sit verlam, hier loop hy dan nou rond, dis dalk die moeite werd om te hoor wat het hierdie Petrus te sê. Petrus hou aan om te getuig van die groot dinge wat God gedoen het. En uiteindelik is hierdie talle mense wat om hom staan so aangegryp deur die evangelie boodskap, laat ons later lees, so by die 5000 mense kom tot bekering en glo in Jesus. Die les van hierdie gedeelte in Handelinge 3 is nou natuurlik dat 'n mens moet hoor van hierdie dankbaarheid van hierdie verlamde man wat opstaan en ja, in dankbaarheid God wil prys. Hierdie Jesus van wie Petrus praat, maak nie net gesond nie, hy vergewe ook sondes. En dit maak dat hierdie man met vreugde en blydskap God in die tempel kan aanbid. Mag jy ook vreugdes vind vir die wonderwerke, hoe groot, hoe klein, wat ook in jou lewe plaasvind.